Baie welkom by hierdie oordeenking. Ek is, omdat ons is, wanneer ons aanbid. As jy vir 'n oomblik jou oë sou toemaak, jy jouself verbeel, jy's by jou gemeente. Daar's mense rondom jou, ouer mense, kinders, iemand agter jou wat met oorgawe sing, iemand voor jou wat weer stil is, iemand langs jou, trane loop, vee trane af. En jy weet in jou hart, God is hier. En dan verbeel jy jou, Jesus is ook daar, tussen julle. Daar in die ry waar jy sit, in die sang wat hier om jou weer klink. En wanneer julle saam stil word, ook daar in die stilte. Die Hebreërskrywer haal Jesus se woorde aan. Ek sal u naam aan my broers verkondig. In die midde van die gemeente sal ek u prys. Ja, Jesus, hy aanbid saam met ons. Nie net as verlosser nie, nie net as ons Here nie, maar as mede-aanbidder. Hy wat self weet wat dit is om God sy Vader te loof uit dieptes, uit vreugde, uit oorgawe. Ek herinner my aan wat daar by die put. Ek herinner my aan wat daar by die put in Samaria gebeur het. 'n Vrou kom water skep, maar sy dra ook iets anders saam met haar. Skaamheid, onsekerheid, en dalk ook 'n wanpersepsie van wie God regtig is. En Jesus, moeg, hy sit daar. Hy vra haar vir water. Hy's 'n Jood, hy's 'n man. Sy vra hom, waarom vra jy my, 'n Samaritaanse vrou? En dan begin 'n gesprek wat haar hele lewe oopmaak. Nie net haar verhaal nie, maar haar verstaan van God. Sy vra hom, waar moet ons aanbid? Op hierdie berg of in Jerusalem? En Jesus antwoord daar nie soos 'n teoloog nie. Hy sê net vir haar eenvoudig. Die ware aanbidder sal die Vader aanbid in gees en in waarheid. Dis nie oor waar nie. Dis oor wie ons aanbid. En dis oor hoe ons aanbid. Dis of jy hom regtig sien. En dan eerlik genoeg is om jouself ook te kan wys. Ek wonder hoeveel keer in my lewe het ek voor God gekom, net met die regte woorde, maar nie noodwendig met my hele hart nie. Soms het ek gesing, maar stil gebly hier in my binneste. Soms was ek so besig om te lui vanaf die klavier te speel, leiding te neem, dat ek vergeet het. God vra nie performance of 'n manier nie. God vra my hart. En Jesus, hy is nie daar om te kyk of ek dit reg of verkeerd doen nie. Hy is daar om saam met my te aanbid. Hy is daar in die gemeente, in my lied, in die gemeente se lied, in die trane, by ons, teenwoordig. Wanneer iemand hier langs my net fluister, ek vertrou u Here. Miskien voel jy vandag op 'n manier ver van God. Of dalk voel jy te leeg om te aanbid, of jy dieselfde tipe vra as hierdie Samaritaanse vrou. Dalk voel jy ook, jy weet nie hoe nie. Maar ek wil jou herinner, jy hoef nie die regte plek of die regte woorde te hê nie. Jy hoef net teenwoordig te wees, in die moment te wees. Want God is reeds by jou. Ons aanbid hom verseker nie om hom nader te roep nie. Ons aanbid hom omdat hy reeds nader gekom het. Ons aanbid in gees en in waarheid. En nou as jy wil, as jy gemaklik voel, sit net vir 'n paar oomblikke stil. Weer met jou hand op jou hart. Sluit jou oë en sê dan jou eie woorde of net in die stilte. Hier is ek, Here. Dit is genoeg. Dit is waarheid. Dit is aanbidding. En wanneer ons dit saam doen met die gemeente, ja, wanneer ons by mekaar kom, en ons elkeen bring ons eie stukkie waarheid, ons eie gees, ons eie eerlikheid, dan is dit heilige oomblikke. Ons is liggaam,
Ons is 'n lied. Ons is 'n tuiste vir God se teenwoordigheid. En Jesus is daar saam met ons in die midde van die gemeente. Saam met my, saam met jou. Nou wanneer jy Sondag saam met jou gemeente is, of waar jy ook al saam met ander gelowiges aanbid, herinner jouself, Jesus is hier. Hy is nie die een wat ek aanbid nie. Hy aanbid saam met my, sy Vader. Bring jou waarheid, jou hele hart. Dis hoe die gemeente aanbid. Nie noodwendig mooi nie, maar eerlik. Nie noodwendig hard nie, maar deur daar te wees en te reageer op God. Kom ons aanbid hom saam. In die naam van Jesus Christus. Amen.